En ek praat spesifiek vanoggend met jou oor gekruisigde lewens. Mense van die kruis dra die oorwinning van die kruis deur gekruisigde lewens. Dit beteken eenvoudig, as jy 'n kind van die Here is jy iemand wat absoluut jou lewe oorgee aan die Here. Dit is wat gekruisigde lewe. Ek gee myself oor. So dit is eenvoudig net, Here, ek maak nie meer so staat op myself. Ek maak staat op u krag, op u liefde. Ek dink die ouer mense wat vanoggend lees, kan getuig hiervan. Soos wat jou fisiese kragte begin afneem, begin jy absoluut draai na die ware bron van sterkte, krag en sterkte. Nou, ek is nog nie oud nie. Ek is op pad 55 toe. Party sal hier sê, is nog oud. Die jonges sal sê, dit is baie oud. Maar jy weet, ek besef ek self, by die gym op, ek moet my oefenprogramme aanpas. Ek kan nie meer doen wat ek gedoen het 10 jaar terug nie. En dit is 'n bitterpil om te sluk as jy gereeld oefen. En jy kan nou nie meer die goed ronddruk soos wat jy altyd gedoen het. Jy weet, as jy jonk is, dink jy mos jy's bulletproof. En hoe ouer jy word, begin jy nou agterkom. Dit is ook as ek in die oggend opstaan, na eerste 5 tree. My enkels, my knie, en ek oefen hulle gereeld. En dan eers is ek lekker aan die gang, nee. So ek dink soos wat die lewe aangaan, word die feit dat jy krag in 'n gekruisigde lewe kan ontvang, word nog 'n groter realiteit. En die jong mense wat volgende lees, jy moet weet, jy's ook op pad soen. So maak jou gewoontes, begin reeds goed in plek kry. Wat my baie moed gee, is 'n versie wat ek laas week gelees het. En dit is die gedeelte in Johannes 15. Maar dit is daar by kom ons lees vers 15 en 16. Hy sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. Nou weet ons ook, die brief Johannes, 1 Johannes, sê om dit te doen is nie moeilik nie. Want baie keer dink ons, 'n gekruisigde lewe klink so swaar, ek nou klomp, daar's nou weer 'n klomp wat ek nie mag doen nie, weet jy wat, as jou Christendom gaan oor mag en moenie en kan en nie kan nie, dan het jy nie 'n verhouding met die Here. Okay. So dit is nie 'n moeilike storie. Hy sê, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander raadgewer of 'n helper, die Parakletos gee. Parakletos is die een wat by my inhak. Die trooster, die helper. Nie om my te troos, om die hele tyd vir my te sê, sien is toch shy, wat sien jy kry swaar nie. Die trooster beteken, omdat ek ingehak is met hom, sien ek die uitdaging, en ek stap saam met hom deur die uitdaging. Dis die troost wat ons praat, nee. Hy sê, ek sal die raadgewer stuur, die Parakletos. Hy sê, om vir julle, om vir altyd by julle te wees. Want is dit nie 'n wonderlike voorreg om te weet, die Here is altyd by ons nie. Hy sê, dit is die gees van die waarheid. Die waarheid is, die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie sien of ken. Julle ken hom egter, omdat hy by julle gaan bly. En hoor hierso, en in julle sal woon. Dis die hele kwessie van die nuwe lewende vertaling wat praat van 'n hegte verhouding of 'n hegte verbintenis aan God en aan die werking van die Heilige Gees, né? Sien, dis goed soos hierdie wat vir my sê, weet jy, al gebeur dinge, gebrokenheid het groot invloed in ons lewens, ons weet. Ons word baie keer siek en ons word moeg. Maar dan kom die Here en hy gee vir ons krag. En hy gee vir ons die oorwinning. So hierdie hele ding wat hy by ons is, so gekruisigde lewens, is nie iets wat, en nou is my preek weg. Ons sal hom nou kry. Dit is nie iets wat ver is van ons. Mense van die kruis, people of the cross, carry the victory of the cross through
crucified life. Dit het my baie bedink. En op hierdie pad van gekruisigde lewe, is daar net een ding wat jy hoef te doen. En dit is dankbaar wees. Dis al wat jy hoef te doen. Nou, so 2 weke terug vra iemand van my. Hy verstaan nou nie hierdie hande klap en hande oplig en hierdie vrolike musiek en sulke goed nie. Moet ons nie eerder meer respek hê? Ek sê nie is reg. Respek is ons moet dit is wat ons dalk by ander denominasies kan leer om 'n bietjie meer respek hê. Ek dink daar's ook mense wat partykeer te familiêr met die Here raak en vergeet hy's God ook. Maar dit is daai fyn lyn tussen die twee, maar as jy 'n verhouding met die Here het, sal jy weet waar jou perke is, né? Nou sê nou maar net jy besef net opnuut weer. Weet jy wat, waarheen was jy op pad? Jy was op pad hel toe. Om vir ewig en altyd te brand en gefolter te word. Dis waar jy op pad was. En iemand het gekom en die prys betaal sodat jy nie hel toe hoef te gaan nie. Sodat jy hemel toe kan gaan waar daar nie pyn is nie ellende is nie trane is nie. Nou sê iemand vir jou, okay, jy was op pad soen toe, nou is jy op pad hemel toe, na die heerlikheid van die Here. Jy hoef nie meer soen toe te gaan. Nou wat gaan my reaksie wees? Dankie. Ek is dankbaar. Dis wat jou reaksie gaan wees. As jy besef, waar jy nie op pad was en waar jy jou reaksie gaan wees, yes, prys die Here. Dankie. Sien, dit is iets aan. Ons doen nie sulke goed in verhoudings as jy opgewonde is oor iemand en jy begin 'n verhouding met 'n persoon en jy weet jy dink nou net aan die dae toe julle mekaar nou ontmoet het en so aan, jy weet en jy bietjie gesels en jy begin nou opgewondenheid kry. Ek weet as jy by haar kom, gaan sit jy op 'n stoel en dan sit nou so handjies gevou en jy's nou dis reg so dankie. Ek meen dit werk nie is in 'n gewone verhouding nie. Jy wil haar vashou man. Jy wil met haar praat. Daar's aksie, daar's beweging in so 'n verhouding. Jy's opgewonde oor die storie. Nou gekruisigde lewens beteken nie 'n lewe van so nie. Dis 'n lewe waar jy kop kan optel in dankbaarheid en jou God kan loof. En weet jy, daarin is krag. Want dit is God se wil dat ons hierdie dankbare lewe leef. Dit is sy wil vir ons. En ek wil jou aanmoedig. En hier is die ding. Dit is vrywillig. Omdat jy vry is. Dis nie, hierdie gekruisigde lewe is nie om jou dood te druk nie. Maar dit is omdat dit is vrywillig en dit jy word nie gedwing nie. Nie uit dwang of harde werk nie. Al kos dit inspanning, want die Bybel sê dit kos inspanning. Hy sê ook op 'n plek, julle moet nog harder werk om te wys. Nou daai harder werk is nie 'n ding van moeiliker nie. Dis eintlik meer 'n ding van ek sien kans vir meer want hy's by my en hy's in my. En my lewe kan nou wys dat ek hierdie dankbare lewe saam met die Here stap. En jy sê nou hoor, baie van die goed wat ek nou sê ek redelik baie. Baie van die goed wat ek nou sien ek in mense se lewens realiseer. En ek weet wat dit is vir my gedoen. Dis hoekom ek dit nie weg kan hou van jou nie. Al kos dit inspanning as gevolg van die vlees wat swak is en gebroken. Maar onthou die gees gekoppel met gees maak die verskil. Ek het nou net veel gelees van hy is in ons en God is daai my gees ontmoet sy gees. Daai koppeling, die pa van dank wat jy beleef. Daai teenwoordigheid van die Here wat jy het oral waar jy beweeg. En die fyn lyn dan tussen hoekom doen jy wat jy doen? Is dit omdat jy regtig afhanklik is van die Here of is dit dalk nou 'n nuwe triek wat jy probeer trek om God te probeer manipuleer om na jou kant te kyk? Jy sien 'n verhouding werk nie so. As 'n verhouding nie so werk, dan het jy moeilikheid.
kruislewe in jou moet gesien word. En hiervoor kan jy jouself bietjie beywer. Mense moet kan weet. Hulle moet nie wonder of jy kind van Here is. Hulle moet weet. Dit gaan inspanning kos, want die vrees is daar. Die stryd is daar. Maar jy gaan sien as jy hierdie noue verbintenis met hom het. Alles het harde werk, alles het baie keer inspanning om jou pous te hou. Jy ken mos daai dinge, hou bietjie jou pous. Sit maar die filter op. Ons wil baie keer net sê wat ons wil en doen, want as jy is baie keer nogal as jy nog 'n bietjie jy wil jou sê. Sit maar die filtertjie op. Jy wat eerder net nederig voor die Here. Ons hy binnekamer, ingekeer in die binnekamer, dan praat jy met die God wat in die verborgene sien, wat in die openbaar jou sal help. Matteus 5. So 'n paar preke maar gaan kyk wie as jy wil. En hierdie beyewering, omdat jy gered is, nie gered wil word nie, ek sê dit maar net altyd baie duidelik, want baie keer die oomblik as ons oor hierdie goed praat, en dink mense, dat wat ons as Christen eintlik sê, is ons moet nog net weer goed doen. Dan sal die Here, dit gaan oor hoekom ons die goed doen. Dit is dieselfde gedeelte van Jesaja. Hy sê, as die grond goed is, so die hart is reg, die gesindheid is reg, agter die harde werk. Want is harde werk om die grond sag te kry, hoor. As die grond goed is, en dan word gesaai, is daar oes 30, 60 en tot 100voudig. En ek het eendag 'n interessante ding gehoor. Dit is miskien dalk nou nie, jy kan nou nie 'n teologiese boek dalk daaroor gaan skryf nie. Maar die ou sê toe die 30's in die Bybel is baie keer 'n prys wat betaal word. Dink aan die 30 sikkel silwer wat jy in die Ou Testament kry en selfs die prys wat hulle vir Judas gegee het, né? Dis 'n prys wat betaal word. En dan is daar nog 30 'n prys wat verder betaal word. Jy kan maar sê bietjie meer inspanning, bietjie meer harde werk. En dan is daar van 60 af na 100 toe hoeveel? 40. En 40 in die Bybel is het altyd iets te doen met versoeking. Toe sê die persoon die volgende, toe sê hy, miskien na eerste 30, dit is nou waar jy die Here begin dien, en jy begin nou 'n bietjie Bybel lees, en jy begin nou 'n bietjie by die volgende 30, nou begin jy so 'n bietjie met mense praat oor wat die Here sê. Dit gaan 'n prys kos, hoor. Nie almal kan vir almal sommer vertel oor dinge van die Here nie. Soos gister by die sterkman kompetisie. Nou weet ek moet Openbaring 15 lees by 'n sterkman kompetisie. Die lied van die Lam. Ek dink Here, hoe moet ek dit nou doen? Die konteks hier is nou nie so, dis 'n skou, dis 'n sterkman kompetisie en hier, nou wil ek die lied van die Lam, die lied van Moses lees. Vir my is dit nie issue nie, maar nou dink ek aan die skare en die ouens wat daar is, en ek besef net eenvoudig, weet jy wat lees het nie? En ek het dit gelees, die laaste versie praat van hoe dit geregtigheid van God geopenbaar is. En ons weet hoe dit gebeur. In Christus. Die boodskap was, wat ons ook al doen, moet wees tot eer van hom. Want sy geregtigheid is in Christus openbaar. Daai gedeelte sê, hy is die heilige God. Daai gedeelte sê, almal sal voor hom buig. En dis dalk wat iemand moet hoor. So dis daai tweede derde. Van 60 tot by 100, dis dalk daar waar die versoeking jou dalk so bietjie partykeer vat. Dis daai pad in die woestyn wat jy partykeer maar stap. Maar dan weet jy hoe kan jy hom stap? In dankbaarheid. Dis hoekom ons kan dankie sê, Here. Ek en jy is eintlik in so 'n wonderlike posisie nie. Om God dankie te kan sê, maak nie saak wat gebeur. 'n Goeie lewe is nou 'n natuurlike simptoom of belewenis van ontmoeting met God. En dis baie belangrike sinnetjie wat ek vir jou nou sê. 'n Goeie lewe
Want onthou as dit uit jouself is, gaan jy jouself roem en jy weet, ons kan nie om te spraak van gekruisigde lewe, soos nie, jy speel nie 'n rol nie. 'n Goeie lewe is nou 'n natuurlike simptoom of belewenis van 'n ontmoeting met God. Dit is die groot storie. Ek gaan afsluit. Afsluiting kan nou nie so kort wees, want ek gaan vir jou 3 gedeeltes lees, maar dit is my afsluiting. 2 Petrus 1. Ek gaan miskien 'n ander gedeelte net noem en die laaste een sal ek ook lees, maar 2 Petrus 1. In jou gunsteling vertaling lees saam met my. In 2 Petrus 1 van vers 3 af. Hoor gou 'n paar goed hierso. Spaar goed wat nog gaan aanhaak by wat ek volgens reeds gesê het. Hy sê deur dat ons hom regtig ken, jy sien die noue verbintenis, het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te leef. So jy moet net vertrou vir hierdie storie wat ek nou gesê het. Hy sal die res doen. Werk jou eie heil met vrees en lewing uit, sê Filippense 2, maar is God wat in jou werk om te wil te werk as hy wel, baie wel. Jy moet net daai ywer hê. Hy sê hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Deur hierdie selfde krag het hy ons sy kosbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat jy deel kry aan sy goddelike natuur. Kind van God dra die natuur van God. Hoekom? Want Johannes 15 sê hy is in jou. So het jy vrygekom van die proses van agteruitgang, dis die gebrokenheid, wat as gevolg van die neigings van ons menslike natuur oor ons alles en almal laat sleg word. Jy het vrygekom van die goed wat gebrokenheid vernietig. Want jy is 'n gekruisigde persoon. Hy sê hierso, ek gaan dalk in jou sommer dink aan Romeine 8 wat sê niks sal ons skei van sy liefde nie. Dis 'n verwysing. Juis om hierdie rede moet julle alles in julle vermoë doen om te wys dat hierdie beloftes vir julle waar geword het, dan sal julle geloof meebring dat julle leefstyl goed is, 'n goeie leefstyl bring jy mee dat jy God beter leer ken. As 'n mens God ken, kan jy jouself dissiplineer. Selfdissipline bring weer mee dat 'n mens kan uithou en aanhou en hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby aan God. 'n Lewe naby aan God skep liefde vir ander gelowiges en uiteindelik is dit hierdie positiewe houding teenoor medegelowiges wat meebring dat jy almal liefhet. So 'n gekruisigde lewe wys vir mense hierdie tipe leefstyl. Hy sê hoe meer julle op hierdie wyse groei, hoe meer sal die feit dat julle ons Here Jesus ken, veroorsaak dat julle nie meer nutteloos en geestelik onproduktief is nie. Daar's te veel mense wat geestelik onproduktief raak. Hulle ry op almal se golwe. Daar's mense wat op my golf ry. Ek het op 'n stadium vir my kinders gesê, luister, kry julle eie golwe. It's time for your own waves now. Julle kan nie meer net op my golf ry nie. Dink, hoor julle wat ek sê? Jy moet verantwoordelikheid vat vir jou eie geestelike lewe. Moenie net altyd staat maak op ander ouens en dalk die video's en goed wat jy kyk of wat ook al nie. Ergens moet jy self begin produce. Dis die gekruisigde lewe. En in dit is jy nie eens alleen nie. En dit is ook nie so moeilik nie. Dit is soos Here wys my waar's my Bybel. Dis soos Here, hoe moet ek by die koudheid kom? Hierdie gedeelte sê vers 9, mense wie se lewe nie wys dat God sy beloftes in hulle waar geword het nie, is blind of ten minste kortsigtig. Hulle het klaar vergeet dat God
hulle gereinig het van hulle vorige sondige leefstyl. Jy sien, as jy net kan rondloop in die dag en sê, dankie Here, ek is vry, 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 dankie dat ek vry is, dat ek die kind is, dat ek met God is, dankie, 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 dankie. En jou hart en gesindheid en omgewing verander nie, dan dink ek nie praat hierdie woord heeltemal die waarheid. En onthou Psalm 40 wat gesê het, ek sal gedurig sê God is groot. Maar as jy vashou aan jou bietjie probleme en jy hou vas aan jou ego, en jy so vas hier, so jy wil nie in die oorwinning instap en dit begin proklameer. Hy sê vers 10, daarom, broers en susters, werk nou nog harder daaraan om in julle leefstyl te bewys dat God julle regtig geroep en gekies het. As julle dit doen, sal julle nooit struikel. So ons maak klaar met twee goed. Ons maak klaar met geestelik onproduktief te wees en ons maak klaar met struikeling. Hoe doen ons dit? Deur die groei waarvan ek nou gepraat het. Hierdie Christelike lewe, gekruisigde lewe, om hom beter te leer ken en die pad te stap, selfdissipline, al die goed. Interessant, die woordjie dissipline en disipel het dieselfde grondwoord. Interessant dat dit so is, né? Wat so 'n bietjie dissipline, want eers 30 bietjie so 'n bietjie begin Bybel lees en bid. Tweede 30 gaan getuig op bietjie. Die laaste 40 vir daai vrou 100voudige oes. Gaan jy bietjie meer versoekings en goed moet werk, God vertrou. Omdat jy kind van hom is, nie omdat jy kind van hom wil word, jy is klaar kind van hom. En dan sal jy sonder ophou, sonder dat iets julle hinder, kan deelneem aan die ewige koningsheerskappy wat vir ons Here en Verlosser aan die ewige koningsheerskappy van ons Here en Verlosser Jesus Christus. En dan sê Petrus hierdie ding. En dit is wat ek van voorneme is om altyd te doen. Dis waarom ek julle altyd aan hierdie dinge sal herinner, al weet julle dit en al leef julle reeds noukeurig volgens die waarheid wat by julle is. En dan praat hy nie daarvan, hy weet, hy is op pad na sy dood, maar dit is wat hy sal doen. Hy sal hulle herinner. Mense van die kruis dra die oorwinning van die kruis deur gekruisigde lewens. Naby aan God in ons, 'n lewe van dank die hele tyd. Wat gebeur? Ons maak klaar met geestelik onproduktief wees. Ons struikel, hy help ons tot in ons struikeling. Dis waar jy ons op pad is. In Petrus 2:5 gaan ek net vir jou noem. Ons ken nou baie gepreek oor, jy's 'n lewende steen klip ingebou in 'n lewendige gebou. 'n Lewende steen in 'n lewendige gebou. En dan sê hy ons moet geestelike offers bring. Geestelike offer, wat is die geestelike offers wat ons moet bring? In daai konteks is om regtig te glo, want hy sê die wat Jesus nie geglo het nie, dan gebruik hy mos die hele storie van die hoekklip. Dat hy die sal vermorsel wat nie glo nie, maar dat daai hoekklip die hoeksteen van die gebou is. So ons aanvaar dit in geloof, dis ons geestelike, een van die geestelike offers wat ek en jy in 'n gekruisigde lewe stap saam met die Here, is om absoluut vir jouself uit te maak. Ek glo nie net nie, Here, ek vertrou U ten volle in nederige gesindheid voor U. That's it. Wat is die volgende ene? En hiermee sluit ek nou regtig af. Hebreërs 13 sê nou vir ons presies, wat is die offers waarvan God hou? Onthou, ons bring geestelike offers. Dat vertrou die Here nou reg, punt 1, vertrou in Petrus 2. Hoor wat is hierdie geestelike offers? Dis hoekom ons moet loof en prys en aanbid, lewe van prys en worship. Hoor wat sê. Hy sê vir ons in vers 15, kom ons bring dan met Jesus Christus se hulp. En net voordat ons al verder lees, die konteks net hoop en praat daarvan hoe Jesus, want kom ons lees eerder van vers 12. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort, hy net voor het gepraat van offers ensovoorts. Hy sê buitekant die stadspoort gelei om sy volk met sy eie bloed aan God toe te wy. Luister, as dit veel moeilik raak om kind van die Here te wees, kyk na die kruis.
As jy die kruis sien en besef wat Jesus daar vir jou gedoen het, dan kan jy vergewe. Dan kan jy vryspreek. Dan kan jy nuut word. Dan kan jy weer nog 'n oggend opstaan. Dan kan jy nog weer iets gaan doen vir iemand. As hy dit vir jou gedoen het, dan is dit baie makliker om die moed te kry as jy daaraan dink. Kom, ons gaan dan uit na hom toe buitekant die laar en ons dra saam met hom die smaak wat hy moes verdien. Ons gaan vanoggend weer God dankie sê met die nagmaal, want ons het hier geen blywende stad nie. Jy moet weet, ons leef nie vir hierdie lewe nie. Al die 30 miljoene rande in geboue en goed wat jy dalk mense dalk wil bymekaar maak, jy gaan verbrand. So dis nie die hoof fokus nie, daai goed is bonusse nie. Hy sê hierso baie duidelik. Hy sê, kom ons gaan dan uit na hom, toe buitekant die laar, en ons dra saam die smaak wat hy moes verdien. Want ons het hier geen blywende stad. En dis hierdie ding, dis waar jy moet uitkom. Ons hunker droom, hoop, vir wat? Na die komende stad van God. Ons hunker na die ewige goed. Ons lewe met die einde, ons leef vandag met die einde in sig. En dit maak dat ek vandag anders kies oor môre ook. En dit vat van ons gekruisigde lewens. You need to die. If you want to live, you need to die. Koninkryk van God, werk heeltemal anders as die aardse koninkryk. Aardse koninkryke jy wil jouself net boost en groot maak en jy word eintlik die regeerder van jou eie troontjie. En dan kom God se koninkryk en sê, dit werk nie so nie, gaan eers dood. En dan sal jy lewe. En ek wil vir julle sê, dit is regtig, dit is hoe dit werk. Hoor wat sê hy sê, ons hunker na die koninkryk, hy sê, kom ons bring dan, met Jesus Christus se hulp, so jy hoef nie self, jy kan net vra, sê, het jy ten minste die begeerte dan, 'n voortdurende offer van lofprysing aan God, 'n offer wat opklink van die lippe van hulle wat moet lees op weer, 'n offer wat opklink van die lippe van hulle wat hom bely. So dit is lofoffers. Moenie versuim om goed te doen. En wat jy aan mense moenie versuim om goed te doen en wat jy het met mense in nood te deel. Dit is hierdie soort offers wat God se hart bly. So wat maak sy hart bly? 'n Lewe van lof, dank en aanbidding. 'n Lewe van goeie goed doen. Is dit altyd maklik? Nee, dit is nie, maar dit is moontlik. Hoekom? Want hy help my. As dit maklik was, sou daar nie gestaan het met sy hulp. Maar daai gekruisigde lewe wat jy uitleef, kom die Here dan. Dan beleef jy sy teenwoordigheid. Jy beleef iets van sy liefde. Jy beleef iets van sy genade. Vers 17 sê, luister na julle voorgangers, en doen wat hulle aan julle opdra. Hulle taak is om te waak oor julle geestelike lewe. Want hulle moet aan God verslag doen. Help hulle om dit met blydskap te doen, en nie met 'n beswaarde gemoed nie. Dit sal sekerlik vir julle geen voordeel inhou. Julle voorgangers. Ek is een van daai wat geroep is om so een te wees. Jy kan weet ek bid daagliks vir hierdie gemeente. Bid daagliks vir. So moet dit nie vir my moeilik maak. OK? Ja, ek kan dit sê, hier staan dit. Please smile with us. Ek wil eerder hier sê, kom ons maak dit nie vir mekaar moeilik nie.
Want ons almal is tog maar verantwoordelik. Jy is nie net verantwoordelik vir jou nie. Jy is verantwoordelik vir soveel mense by jou. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor my, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor jou. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die ou aan jou linkerkant, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die ou aan jou regterkant. En ons is veronderstel om almal hierdie ding te doen. Om te waak oor mekaar se siele, om vir mekaar te bid, goed te doen, God te prys, te loof, te dank en dank. En as ons vanoggend hier by die tafel gaan nagmaal gebruik, wil ek vir jou vra. Miskien is daar volgens so 'n paar goed wat jy moet net vir 'n paar oomblikke by die Here moet oorlaat. As ek weer die stelling maak wat ek gemaak het, en dit is eintlik ek weet nie presies waar kom dit van, ek dink N.T. Wright, en hy's 'n teoloog, dis iets van die goed wat hy gesê het, wat iemand anders ook iets, dis iets wat ek eendag gehoor, die hele storie van Crucified Love. Maar ek het dit in Afrikaans vertaal om te sê, mense van die kruis, dra die oorwinning van die kruis, deur gekruisigde lewens, en ons doen dit, eenvoudig, om dankie te sê. Begin vanoggend om dankie te sê vir die feit dat jy leef. Die feit dat jy gesond is, dalk die feit dat jy vanoggend nie pyn het. Maar selfs al het jy pyn, om te sê, dankie Here dat ek weet, jy dra my deur, jy help my. Klein goed, groot goed, maak nie saak. En mag elkeen van ons die krag van 'n gekruisigde lewe beleef. Wat sal dit wees? 'n 100voudige oes. Dis nie net fisiese voorspoed nie. Hier gaan dit meer oor die feit dat jou hart reg is met God. Daai ander goed is eenvoudig net bonus. Dan sê ons hom dank. Ons sê vir hom dank vir die skou wat vir ons is. Ons sê vir hom dankie vir ons mense wat hy geseën het. Dis nie een van die bilies wat ons sekerlik die meeste donasies gekry het wat ons nog ooit gekry het. Kom ons sê vir die Here dankie. Die Here het ook sekerlik geweet, gisterand sal alles redelik uitreën en uitmekaar gaan. Dus kom hy voorsien het. En ek was bietjie moedeloos op 'n stadium toe huis toe ry, dis net hier's moeilikheid. Jy sien so 'n paar wolkies wat net oorgaan hier is reën. En ek gaan nie sommer toe vanoggend wakker word hoor ek dit reën. Toe raak ek bekommerd en dink nou maar Here, hoe so, ons het nou ons gebid vir mooi weer en alles nou jy sê dat ek weet jy wat, you are not in control. Ons kan homself in dit, en weet jy wat, die Here kan selfs goed vermeerder, dit het ons ook gesê. So as ons nou die gebed doen, wil ek vir jou vra, jy ken jou situasie, jy weet dalk is jy produktief nie, of nie produktief, jy weet dalk, hoeveel so jy die hele tyd struikel, en miskien het jy vanoggend jou antwoord gekry. Gaan na die Here toe, sê maar, baie jy weet nie sien hoe om dit te doen. Gaan net dalk en sê, Here, ek wil vanoggend myself afsterf voor U. Gee myself oor, help my, wys my hoe dit moet lyk vir my, hoe U dit vir my wil. Die Here gaan dit doen. Hy sal vir jou wys wat jy moet doen, vir hierdie gekruisigde lewe. En hierdie koninkryk beteken doodgaan, werklik lewe. Mag almal van ons werklik lewe vind, altyd in sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie, 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 dankie vir alles. Dankie Here Jesus vir die liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie vir die bloed wat vir ons gevloei het. Dankie vir U aanraking in ons lewens en dat ons dit, as ons dit vanoggend weer in herinnering roep, dan sê ons vir U dankie vir die oorwinning van 'n kruislewe wat ons as kinders van die Allerhoogste God kan beleef en dat U in ons bly, dat ons dit kan beleef. Dankie dat U ons sondes vergewe. Dankie dat ons vry is in U naam alleen.
Kom ons bly so aanbidding. Miskien moet jy 'n paar goed met die Here praat vanoggend, net daar by jou sit. Kom ons doen dit.